Wat 'n hartlike goeiemôre aan almal. Welkom in die huis van die Here vanmôre. Is daar dalk van u wat opgewonde is om hier te kan wees vanmôre? Sê so 'n bietjie haleluja. Ek is bly om hier te kan wees, om die huis van die Here te kan wees, om heerlike klank en aanbidding aan ons koning van die konings te bring vanmôre. Dis hoekom ons opgestaan het en gesê vanmôre gaan ek die Here loof en ek gaan die Here prys, omdat hy so goed is. Amen. Amen. So kom ons begin die diens so om vir almal te sê wat hierdie week verjaar. Vir hierdie week, dis Erika Swart is hier. Erika, as julle staan, Giselle Nolte en Erika Swart en Johanna Grobbelaar en Kali Redlinghuis en Cassie Skuman en Marlene Prins. Wil jy nie gou staan vanmôre almal wat verjaar vir hierdie week wat voor lê en wat dalk verlede week verjaar het, julle is welkom om te staan. Kom skep hulle 'n mooi handeklap staan en sê hoe wonderlik is dit om in die huis van die Here te kan wees. Mag die seën van die Here swaarlik op julle rus. Mag julle goedheid en guns van die Here beleef met goeie gesondheid lente vandag. Mag jou inkom geseënd wees, mag jou uitgaan geseënd wees, mag elke dag van jou lewe geseënd wees oor die goedheid en die guns van ons Vader. Amen. En dan wil ons sê vir Marius en Lerite van die Westhuizen, geluk met hulle huweliksuitdenking, so ook dan vir Cassie en vir Desiree, hierdie week wat voor lê, geluk met hulle huweliksuitdenking. Broer Ad en suster Hannetjie het 'n kleinkind ryker geword. Kom skep vir hulle 'n handeklap. Ek sê vir broer Ad, jou familie is geseënd, want jou familie groei. En dan beteken dit 'n geseënde familie. Amen. As agterkleinkind, dis 'n agterkleinkind. Nee. Dis 'n agterkleinkind. Ja, agterkleinkind. Loof die Here. Nou wil ek sê Sondag, Saterdag wat nou kom, die 23ste, manne bid hier, en dan van Woensdag aand af tot en met Vrydag aand het ons Pinkster dienste hier. Ek sal 'n WhatsApp uitstuur in die week om mense uit te nooi. Ek is die oggend van daai Woensdag, Donderdag en Vrydag bedien ek in Touty by Pastoor Piet se gemeente in die oggend 10:00 en dan sal ek reg wees om die aand hier by julle te bedien, om dan ek vra dat mense sal opkom. Mense sal kom om te kom hoor oor die werking van die Heilige Gees en wat hy vir jou en vir my beteken as die gemeente. Die mense wat die vestingskursus klaargemaak het, onthou ons braai môre aand en dan sal ons sertifikate uitdeel die laaste week van die maand, sal ek sertifikate uitdeel vir almal wat hulle kursus klaargemaak. Maar wat 'n voorreg vanmôre om te kan sê, die Here is jou herder en jy is vanmôre aan niks kort. Come on. Come on. Ja. Ja. Excuse? Baie dankie, Alice. Ek wil net vir my suster ook sê, welkom, skankie om te sien. Ja, so bietjie op my sussie. Ja. Moenie laat mense vir jou sê dat die pastoor se vrou nie kan jok nie. Sy het my by dwaalspoor gehad oor die verrassing wat my sussie kom en ek staan by die bushalte en wag vir 'n ander skoonsussie om te kom en hier loop my sussie verby die kar. En ek spring uit die kar, ek weet mos nou nie wat nou aan sê. What's going on? Waar kom jy nou? So dit was vir my 'n goeie verrassing geweest, want jy weet, dit is nie maklik vir my om daar te kom, dit is makliker vir hulle om hier nou te kom. So ek wil vir jou sê, baie welkom. May God bless you, mag jou tyd saam met ons geniet. Mag die Here se Gees dinge vir jou doen, daar waar jy kan terug gaan huis en sê, maar dit was lekker om in die huis van die Here te kan wees.
Amen. So, as jy wil opstaan en jou hande hoog oplig, en miskien voor jy opstaan, ek sien niemand wil opstaan nie. Ek sien niemand wil opstaan nie. So kom ons handel al die administrasie dan aan. Ons het 'n klop nuwe mense om voor te stel vir môre. I'm not so sure now. I'm not so sure. Ek sê, ons het 'n klomp mense om voor te stel vir môre. Surely iemand sê, prys die Here. Die Here doen iets. Iemand moet sê, dis wonderful. Fantasties. Okay. Philippines se lees vir jou, kom asseblief. Frans, Bianchina, kom asseblief. Is reg, né? Reg. My uitspraak is reg, né? Wendy Kokemoer, Linda van der Merwe en Henry Foster. Kom asseblief. Gladys sal jy saamkom. As Gladys nie saamkom nie, dan gaan jy chocolate kry. Die Bybel maak 'n verklaring en hy sê in Handelinge, die Here sal byvoeg hulle wat gered is. Nie die pastoor nie. Die Bybel sê die Here sal by die gemeente byvoeg hulle wat gered is. En hier is allerlei talente wat die Here byvoeg by die gemeente. En ek dank die Here daarvoor, dat hy goed is vir ons om mense aan die gemeente by te voeg. So, wat julle kan nou doen, Flip, julle kan nou omdraai vir julle familie kyk. Julle kan nou omdraai en julle sê, hallo. Ek wil sê welkom. Ek wil sê welkom. Celeste, ek wil sê welkom. Dis die tweede keer. Frans, ek wil sê welkom. Ek wil sê welkom. Ready? Strek julle hande uit na dit. Vader, vanmôre wil ons sê dankie vir elke ene wat u by die gemeente byvoeg, hulle wat gered is. Dankie Here, ons weet nie die talent nie, ons weet nie die vermoëns nie, ons weet nie wat hulle doel gaan wees om by ons te wees, maar wat ons weet is, dat hulle is vir ons gestuur, hulle is by ons bygevoeg vir 'n rede. En Here, u kry al die eer, al die lof, al die aanbidding vir die werk wat u gedoen het in elke een van hulle lewens. En Here, aan u kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus naam. En ons sê almal saam, amen. Amen. Loof die Here. Ek het net een versoek van julle, dit is, sou die dag kom waar jy voel, julle wil nie meer hier wees nie, dat julle weer daar sal kom staan en dan vir jou gemeente tot siens sê. Hierdie is die mense wat vir jou lief sal word, hierdie is die mense wat intree vir julle, hierdie is die mense waarvoor daar gebid word. En ons breek saam nagmaal. So, dis al vereiste wat ek het. Dien die Here met blydskap, maar hier is jou family. Hier is jou family. Amen. En family, hier is nou jou aangetrouwde familie. Okay, halleluja. Dis nie jou skoonfamilie. Dit is jou familie. Die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Verskoon my sin van humor, ek is siek maar in elk geval. God bless. Here sê, julle kan gaan sit. Ons gaan nou konsert hou. Julle gaan nou kyk en ons gaan sing. En julle gaan sê of ons gekyk doen of nie. Of wat julle sê, ek gaan nou staan en ek gaan die Here aanbid. Klink dit beter? Ek het nou net gesê, wanneer die Here wag, hy wil hê ons moet 'n smile op ons gesig hê. Want ons is nie nou by 'n konsert nie, ons is nou in die huis van ons koning, waar ons hom gaan eer en vereer en hom lofprys en dank vir sy goedheid en sy guns. Hierdie is die plek
waar jy kom sit en jy bring jou offer, jy bring jou offer van dank, jy bring jou offer van lofprysing, jy bring jou offer van self, en sê, Here, ek kom, sit my op die altaar neer, ek wil die loof, ek wil die prys. Hierdie is die plek waar jy jou gebed bring en sê, Here, omdat ek weet, U daar is, weet ek dat U iets wonders sal doen in my lewe, omdat ek weet U hier is. Halleluja, hy is daar nie, maar hy is hier. Hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in julle midde. So jy nie nodig om sê, Here, ons verwelkom jou nie. Die woord van God sê, hy is al reeds hier. Al wat ons doen is, ons maak ons harte oop. Maak los die kettinge wat jou so vashou en sê, Here, maak my los dat ek U kan dien in gees en in waarheid. Amen. Die Here is my vesting. Die Here is my krag, hy is my brood en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas op 'n skrykendes, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Vesting. Die Here is my krag, hy is my brood en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baas op 'n skrykendes, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Oh
die die nog. Die eer en heerlijkheid. Heere Jezus, net aan die. Net aan die. Net aan die. Net aan die. Die gemeente, net aan die nog. Die eer en heerlijkheid. Ik zeg de Heere vanmorgen, Heere, het is net aan je. Kom kijk, net aan je. Zeg bro, Heere, mijn lofprijzen gaan net aan je. Oh, come on, kijk. Net aan je, Heere, dit gaat net aan je. In mijn wandeling al mijn weer, voel ik ook nog mijn prijs. Vader, het zegent jouw goedheid. Net in onbewerkt blij, in zijn woord verkent mij, dan zal het brand ik wat ik moet in dit verkrijg. In mijn wandeling al mijn weer, wil ik ook nog mijn prijs. Vader, het zegent jouw goedheid. Net in onbewerkt blij, in zijn woord verkent mij, dan zal ik brand ik wat ik moet in dit verkrijg. Dan zal ik brand ik wat ik moet in dit verkrijg. Dan zal ik brand ik wat ik moet in dit verkrijg. Bij Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Bij Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Want hij ziet Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jezus kan alles doen, alles doen. Want hij is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jezus kan alles doen, alles doen. Maar Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Halleluja, dankie Here. Dankie dat onze Jezus het vanmorgen. Maar ons kan uitroep en sê, Here, U is die God wat alles kan doen. En ons kom na U toe vanmorgen en ons sê, Here, ons laai nie goed af nie, maar ons gee vir U al die dinge wat ons vasthou, al die siektes, al die bekommernisse. Here, ek dink aan Alex vanmorgen dat, Here, dat U hom sal aanraak en hom gesond maak, Here. Ons dink aan André vanmorgen, ons dink aan Jenny vanmorgen. Ons dink aan mense vanmorgen wat U nodig het. Ons wil kom en sê, Jesus, U is die God wat alles kan doen. Jesus, Jesus, Heer of me and smile. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering.
staan vandag soos duisende voor my, met tevrede in my hart voor U. al die eeuwen in is die naam besef, Saam met engele, ek word nou iets vir. Woorde is net, maar die moet ek begin. wat die is, Alles vir my, is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek bely is. Alles vir my, is my begin, hier is my einde, is my weg, hier is my lewe, hier is alles vir my, en hier is genoeg. Hier is genoeg, my good Jesus. ek weet dat U my elke lofsang hoor, al moet twyfel wie geloof in my ontspoor. Zolang as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek hoop veilig by U is. My woorde is net, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my, hier is die lied hier op my lippe, is die naam wat ek bely is. alles vir my, is my begin, hier is my einde, is my weg, hier is my lewe, hier is alles vir my, en hier is genoeg. Hier is genoeg. Hier is genoeg, Oh, Jesus, hier is genoeg. Kinamasa malesa mahane, hier is genoeg. Hier is genoeg. Hier is genoeg. Hier nog is mahane, hier is genoeg. Terwyl ons uitroep en sê, Here, U is vir ons genoeg. Terwyl ons sing voor U troon, terwyl ons 'n nuwe lied voor U bring, Here, wil ons U erkenning gee vanmôre dat Here, U is vir my genoeg. Ek wil U dankie Jesus. Ek wil U Luister naar mij.
is God and God. Oh, luister na my Lord. Wanneer ek U loop. Luister na my Lord. U is God en God.
How great is our God? How great is His name? You can know some grace. Yes, so I worship you. Worship you. I worship you. I worship you. Worship you. Son of my grace to be Lord, let your spirit flow. Let your peace be in every heart today. Oh, my Jesus. Oh, let your healing take place. We worship you. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Hoe sien jy hom vanmôre? Hoe sien jy hom vanmôre? You're the name above all names. You are worthy of all praise. Hoe sien jy hom? As my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus, you're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Kom ons sê dit nog 'n keer saam. Lord, you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Because you're the name above all names. You are worthy of all praise. And My heart will sing, how great is our God. Just in this place to be able to say how great your name is, Lord. Dit is genoeg, Here, dit is genoeg vir ons om te erken vanmôre dat U die God is wat elke wonderwerk doen. U is die God wat genesing bring. U is die God wat wonders doen, dade doen, ver oor kan dit, wat ons kan rig of kan dink. Maar vanmôre, Here, dank ons U vir eerstens vir U liefde.
Want Here, dis U wat ons eerste lief gehad het. Dis U, Here, wat ons by ons naam geroep het. Dis U, Here, wat ons op die plek gesit het waar ons die woord kon hoor. En ons neem nie een oomblik dan dink ons van self. Ek het gekom. Ek het nie gekom. U het my geroep. U het die hand op my geplaas. U het die woord in my hart geskryf dat ek kan verstaan. Here, dit het niks met wat ek weet of wat ek dink nie. Dit het te doen vanmôre, wat sê die Here vanmôre. En dan hier kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, want U is die onvergelyke God. Daar is niks vanmôre, Here, op die aarde of onder die aarde of om die aarde wat met U kan vergelyk word. Daar is niks. Ons bring vir U daai ere vanmôre, ons bring U daai dank en daai lofprysing uit ons harte uit vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Almal sê Amen. En voor jy gaan sê net dankie, Here. Ag, Here, ouer, dankie, Here. Alles wat ons het. Dank ons die Here, wat 'n wonderlike God is. Amen. Kan jy sit bly neem? Dit hier, hè? Pastor se maak bietjie harder daai al een. Not sorry. Môre julle almal. Jy weet ons God is so groot. Hy is so wonderlik, hy is so wonderbaar. Ons wil hom net prys vanmôre. Ek weet nie of julle weet, ons kom hier 'n moeilike tyd met swaarte. Groot beroerte gehad. Die 24 Januarie eintlik 2 beroertes. Hy is baie erg. Hy was baie erg. Maar die Here het hom deurgebring. Ons het nie gedink teens gaan daar deurkom nie. Maar ons God is groot. Hy is so groot. Teens herken ons almal. Hy praat. Hy begin sy arm en sy been beweeg. Hy doen so goed. Maar ons bring my sussie na die Here toe. Sy kry swak. Sy is swak. En ons lig haar op vanmôre en ons weet, ek gaan haar deurkry. Amen. Ons gee die Here al die eer vir wat sy so ver gedoen het. Dit is absoluut wonderbaar. Amen. Is daar iemand anders wat wil getuig? Ja, kom. Kom ek, kom. Ons sê dit so. Ons bring ere aan die Here. Amen. Jy is begin. Goeiemôre almal. Daar is 'n vers in die Bybel wat sê dat julle begeertes en alles met gebed en danksegging, gebed en smeking met danksegging by God bekend word. En as ons vanmôre hier staan en ek wat hier staan, sien ek mense in die kerk wat ons voorbid. En die Here is so goed. Ons kom woensdae en ons hoor hom groet, maar ook bid ons by die huis en as iemand in jou familie siek is en jy bid vir hom, dan bid jy met alles wat jy het, want dit raak jou. En as ek vanmôre sê, ek kan nie name noem nie, want dan nie Henkie, dan nie Jamie, Mary, om Alex daar agter, my boetie, Gideon, daar is so baie dinge wat ons voorbid, maar vanmôre kom ons dankie sê, want ons is hier. Die vyand dink hy kom ons oorwin en hy kom ons onderkry, maar ons is hier. En siekte kry ons nie onder nie. Die prys van petrol en diesel kry ons nie onder nie, want ons kom kerk toe om die Here te loof. En vanmôre kom ons net vir hom dankie te sê. Ek wil na altyd vir die Here sê, dankie Here dat U so goed is. Want ons het gesê, die Here ons God kan alles doen.
En ons God kan alles doen. Ons moet net na hom toe kom en hom praat. En ons is vanmôre hier as 'n familie wat van mekaar omgee. En daarom nooi ek julle uit, ons praat baie daaroor, maar kom doen, word deel, kom bid saam. En op 'n Sondag dan is ons tyd om by mekaar te kom. Geen sport, geen ander ding. Geef ons die vreugde wat dit hier is, om met ons Here te kom praat. Amen. Tannie, wat het Tannie gesê? Stem Tannie net saam. Amen. Ons stem hom saam. Baie dankie. Seën vir julle. Halleluja. Daar is 'n ou koortjie wat sê, ons sê net dankie vir die Here. 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 Maar dis nie die regte beat van hy song nie. Die opstaan. Ons sê net dankie vir die Here. 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 Hy sal wen. Halleluja, dankie Here. Halleluja, prys die Here. Nou is ek by 'n plek, moet ek preek of moet ek praat? Want as ek preek, dan gaan ek baie hard wees en as ek praat, dan het sag wees. So dis 'n happy medium so tussenin waar ons nou is. Dit is gepraat oor die salwing van die Here. Ons is in die Pinkster tyd nou, waar Jesus klaar opgevaar het, is by die regterhand van die Vader. Wanneer hy vertrek, hy sê vir die disippels, hy sê, ek gaan vir julle 'n trooster stuur, dat sê julle wees krag, hy sal vir julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Hy sê, ek sal met julle wees tot die einde van die dag. Hy sal met julle wees tot die einde van die dag. Nou kom Paulus en Paulus sê, wanneer ek en jy nie weet wat om te bid, wanneer ons opgeraak het met woorde, sal die Heilige Gees kom en hy sal deur jou werk en jy sal uitroep, Abba Vader, jy sal uitroep, my Vader. Nou jy weet wanneer barensnood gekom het, wanneer situasies gekom het, wanneer jy nie kan bid nie, mense dalk almal weet nie dalk van dit nie, maar jy was nog nooit daar nie, maar daar is 'n plek in jou lewe waar jy kom, waar woorde absoluut niks waarde het nie. En jy het net 'n sug voor die Here. Want dan hoor jy daai sug wat deurkom, nie 'n sug nie, 'n uitinge. Nie 'n sug is 'n plat ding, maar 'n uitinge. Die woord wat ek soek is, soos wanneer jy net 'n pyn baan en jy sê, 'n uiting, dis die woord, 'n uiting, wat uit jou uitkom. En dan, jy rig dit na God toe. En dan sê die woord van die Here, dat die Heilige Gees dan bid, en hy roep namens jou, Abba Vader. Hy sê vir jou, my Vader, my Vader. Hy gee jou die geleentheid om regstelling te bring. Hy gee vir jou die hulp om te kommunikeer met God. Al weet jy nie, wat is die woord? Die salwing van die Here is iets wat jy gekry het. Die dag toe jy vir die Here gesê het, ja, jy het jou hart opgemaak, die Here het jou geleentheid gegee om met hom vrede te maak. Jou bekering is letterlik 'n vredemaking tussen God en mens. Dat jy weet dat jou sonde
verwyder is, jy weet dat jy vry gekoop is, jy weet dat jy op 'n plek gekom het in jou lewe waar jy as mens nie meer kon cope en jy het nodig gehad vir somebody bigger. En jou oomblik waar jy die somebody bigger toelaat om nader te kom, dan kom die salwing van God. The ointment of the Holy Spirit kom. En hy kom saam met Christus in jou in. So vanmorgen, as mense praat en hulle sê, ek het die salwing van die Here om iets te doen, is letterlik 'n gawe van God vir elke gelowige. Elke ene wat hier sit, het 'n salwing oor sy lewe. Elke mens en elke gelowige het 'n salwing van die Here ontvang. Wat is dit? Dit is 'n bonatuurlike hulp. 'n bonatuurlike bystand. Hy begin, hy sê so in Johannes 22, hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en jy weet alles. Jy weet alles. Jy weet alles. Julle het die salwing van die Here ontvang en julle weet alles. Julle weet alles. In die geestesrealm. Jy weet alles. David skryf die psalms, hy sê, omdat die salwing daar is, breek hy die juk. Die salwing van die Here breek die juk van die vyand. Die beskrywing van die breek van die juk, daar waar David sê, dit is die salwing wat die juk breek, bedoel hy eintlik, dis die salwing that smashes into 1,000 pieces the power of the enemy. So as hy die juk breek, van die salwing breek die juk, dan as die juk gebreek word, dit beteken, it is smashed by the anointing. Nou die kind van God weet nie dat jy die ingebouwde bonatuurlike vermoëns het. Maar die duiwel kyk na jou en wanneer jy jou mond oopmaak, sien hy kolomme van vuur uit jou mond uitkom, kolomme van krag wat uit jou mond uitkom, want dit is uit die roe van God, die asem van God, wat aan die mens gegee is, toe hy jou gemaak het, gees, siel en liggaam. Waar is die gees? Die gees is gekoppel aan die gees van God, wat nooit kan sterf nie. Sê bietjie, wat nooit kan sterf nie. Nou, hy gaan aan en hy sê 'n paar dinge en hy sê in vers 27 van dieselfde hoofstuk 2 van 1 Johannes vers 27, die salwing by julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit waar en geen leer nie, en soos die julle geleer het, so julle in hom bly. So hier's 'n konteks wat gesê word, hy sê soos wat, hy sê die salwing aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leer nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ja, amen. Wat het die apostels hulle geleer? Wat het die disippels hulle geleer? Hulle het geleer hulle lewe in Christus te handhaaf, omdat hulle die inwoning van die salwing van die Here het. Verstaan? Is die salwing die Heilige Gees? Wat is die verskil tussen die Heilige Gees en die salwing? Dan kan so 'n vraag wees. Die salwing het ek ontvang, die Heilige Gees het ek ontvang, wanneer? Toe ek ja gesê het vir Jesus. So as mense hier sit vanmôre en hulle sê, ek stel nie belang in die Heilige Gees gawes nie, ek stel nie belang in die Heilige Gees weer nie, ek stel nie belang in die Heilige Gees tale nie, ek stel nie
belang in die Heilige Gees nie, dan wil ek jou vra, wat het jou gekwalifiseer om as 'n kind van God wedergebore te word? Jy sien, die kerk het splintergroepe reg oor die geloof. Daar's splintergroepe. Daar's splintergroepe wat glo die Heilige Gees moenie in die diens wees nie. Daar's mense wat glo tale en uitlegte, dis vir die Ou Testament. Daar's mense wat glo dat die Heilige Gees openbaringe moet stil gemaak word. Jy mag nie opstaan en profeteer nie. Daar's mense, ek noem die gawes moordenaars. En dis die toestand van die kerk vandag. Want die kopskuiwers het gekom en kopskuiwing ingebring in die kerk en die Gees van God by die deur uitgeskuif het. Om dit terug te bring, kerk, om die Gees van God terug te bring na die kerk toe, sal daar met drastiese veranderinge bring in jou lering en jou stellinge oor wie die persoon van die Heilige Gees is. He's not just something, hy's die derde persoon in die Godheid. Actief. Onthou, hy's actief. He's not there, he's here. Actief. So die salwing het ek gekry, die teenwoordigheid van dit, dat wanneer jy met mense praat, onthou toe Petrus by die pier staan en maak sy hande warm, nadat hy Jesus verloor het, en die diensvrou sê vir hom, hy is een van hulle, toe sê hy, ek is nie. Toe sê sy, ons ken jou by jou manier van praat. Want die ou Petrus het gepraat soos hy was so rof soos wat kom. Hy sou my uitmekaar, maar hy vloek nie meer nie. Dit die metode hoe hy gepraat het, sê sy, jou spraak het jou bygegee. Hoekom? It's the anointing of God. Hy kon nie die ou mens wees, Petrus. Hy wel die Here verloor, maar hy kon nie teruggaan na Petrus van visverbrief taal. Nou sê die mens, hier gaat hy alweer, nou gaan ons gerousbos ons kwaad. Nee. Die Heilige Gees is 'n realiteit. Hy sê in Jesaja 61:1-3, sê hy die woorde, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Dis dieselfde boek in Lukas 4:18, presies dieselfde, net 'n paar wisselde skrywe. Ons sal dit in die week volgende week sal ek meer oor dit vertel. Hy sê die Gees van die Here is op hom, dat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die verbrokenes van hart, om die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die gebooies opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God. Om al die tredendes te troos, om vir die tredendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gebaar van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word tere binte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy heerlikheid. Kan iemand die Here loof en sê prys hom? Hy sê in die Engelse taal, in die Hebreë, in die British, hy sê, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, and oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified, that they shall rebuild the old ruins, they shall raise up a former desolation, and they shall repair the ruined cities, the desolation of many generations. Praise the Here. Come on. Hy sê, as jy die Here wil prys hom. Hallelujah. Hy sê,
8 sê, julle gaan baie hierdie skrif hoor vir die volgende maand. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang. Amen. En dan almal sê, ons gaan krag ontvang, praise the Lord. Maar ek sê dat ons weet nie wat beteken dit, ons sal krag ontvang. Om die krag van die Here te ontvang beteken dit, jy is 'n instrument in God se hande. Jy is 'n swaard, jy is 'n sikkel, jy is 'n woord, jy is vuur, jy is 'n hamer, jy is die anointing olie. Waarom? Omdat die Gees van God deur jou werk. Dit is nie 'n prestasie om te sê, die krag van God is op my. Dis 'n bedieningsere om te kan sê, die Heilige Gees krag is op my, omdat ek 'n getuie vir hom gaan wees. Nou, die salwing breek die juk. Die salwing breek die juk. Waaruit werk die salwing? En die ore van wie jy is. Kom staan nie in my vriend. Ek gaan nou gryp. Kom in. Wat sê my? Nou ek kan in haar ore spasie in beweeg. Want ek is haar man. Ja. Sy mag nie in my ore in beweeg. Hoor nou. Wanneer ek met die Here besig is, she has no right to enter the order of prayer. Van my godsdienst. Dieselfde vir haar. Jenny, kom staan nie. Ek mag nie vir haar gryp teen my druk. As sy aan elleboog so uitsteek en sê, hey, there's nothing that I can do about it. Dis haar orde. Haar plek. Jy kan weet in jou gesig wil praat, dan staan jy outomaties terug. Jy weet waarvan ek praat. Jou privaatheid, dankie sussie, jou privaatheid behoort aan jou. So wanneer die Heilige Gees oor jou is, en die salwing van die Here oor jou is, dan is 'n ore omtrent jou en om jou oor sy teenwoordigheid in jou lewe. Jy sien dit nie, maar jy begin net met iemand te praat oor die Here, dan sien jy hoe win jy terrein, en jy kan dit nie verstaan nie. Hoe luister hierdie mens na my? Ek bedoel, mense kom na die deur toe, na die kantoor toe hier. Hulle kom doen af, en hulle kom al goed, en dan sê ek vir hom, hey, die Here. Net so onbeskopt. Sê ek vir hom, hey, do you serve God? Dan moet jy die skok op sy gesig sien, nommer 1, hoekom sal die man nou van, hy weet ek by 'n kerk, so hy weet ek gaan net vandag word. So, hy is by 'n kerk. As jy by 'n shopping center koop, jy shopping, by 'n kerk kom, hoor jy die woord. Amen. Dan hy moes al geweet jy ingery het, ek nou by 'n kerk. En dan sê ek vir hom, ken jy die Here? En dan sien ek die wonders van die salwing en van die krag van die Heilige Gees, hoe arresteer die Heilige Gees daai ou net daar. En hy staan soos 'n blok voor my, sonder om my iets te sê. En wanneer ek klaar my sinne klaar gemaak het, en nog gepraat, dan sê ek, how do you feel now? Dan sê hy, sjoe, ek voel 'n gewig het van my afgeval. Dan leg hom na die Here toe in 3 minute. Na die Here toe. Maar nou wonder jy. Jy sê, maar nou hoekom werk dit nie deur my? Het jy die begeerte om 'n sware salwing te dra? Dit is die vraag. Is daar 'n begeerte vir die krag
van die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees om deur jou te kan werk. Want ek wil hê jy moet mooi na hierdie skrif kyk. Vir jare het ek die vertolking gehad en sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en ek sê vir, julle gaan 'n getuienis hê. En nou die aand lees ek daai skrif, maar 'n ander vertaling, en daai woord slap net op die kakel weer. Hoe stupid is jy, pastoor? Wat 'n getuienis kan ek hê, om mense kom oor getuig van 'n getuienis sonder Jesus? Hy sê uitdruklik daar, julle sal my getuies wees. Julle gaan praat oor wie? Julle gaan oor my praat. En die moment wat jy oor my praat, sal die salwing, die Heilige Gees kragte, die werke, sal die Heilige Gees outomaties beskikbaar wees vir die een wat my naam sal gebruik. Moenie in jou naam gaan. Moenie vertel jy was 'n dronkaard en toe red jy hier. Gaan vertel wat Jesus gedoen het. Ja, amen. En dan unlock jy sy jy ook die salwing van die Here om juke, krag van die Heilige Gees, juke te breek in mense se lewens. Halleluja. Hoe lekker opgewonde raak ek met daai skrif. Wat jy sien vir jare hou die duiwel die kerk terug. Jy sien as hy na Junie maand die kursus bring om die kerk te verdubbel, sal mense nou sê, pastoor, nou ons het dit gehoor 'n maand terug die jy gepraat het. Volgende maand. Maar die maand daarop gaan ons praat oor hoe om die kerk te verdubbel. Die getalle te verdubbel. As elke mens dit sê, maar hoor jy so, ek is gered en ek sal pad hemel toe, hoe vol gaan die hemel wees? Ek het 'n verrassing vir jou kerk. Openbaring 5 vanaf vers 8, 9 en 10 sê die woord van God. Hy sê, toe ek daar kom, nadat hoofstuk 4 praat van, nadat dit gebeur het, hy sê, toe sien ek in die hemele geopende, nadat wat gebeur het, nadat die wegraping gebeur het, wat voor die troon van God in Openbaring 5, duisende op duisende, dan gebruik die woord van God, 10.000 op 10.000. Amen. Wie is hulle? Die kinders van God, wat gered is uit genade, wat gehoor het die boodskap van redding. Waar het hulle dit gehoor? By somebody wat bereid was om te vertel van die grootheid van God. Die Here, weet jy wat? Ek het nie die vermoëns om dit te kan nie, pastoor nie. Ja, dis jou werk. Ek doen dit nie. Kom ek vertel jou iets. Wanneer jou kind lê in die sorgeenheid en jy kom aangehardloop en daai suster sê vir jou, jy mag nie ingaan nie. Dink by jouself, kom pa, vertel my. Daai ou by die wees sê, jou dogter het daar binne en jy mag nie ingaan. Kyk, ek tel hom op en die deekusyn en alles gaan ek optel en ek gaan daar in. Ons is mense, come on. Come on. Maar nou hierdie keer is dit nie jou dogter, dis iemand anders se dogter. Dis nie jou kind, dis iemand anders se kind. Dis nie jou man nie, jou vrou, dis iemand anders se man, iemand anders se vrou. Maar die Here se hart klop binne in jou. En dis wat jy moet uitmaak. Ek het gesê, die 10 dae wat hulle gehad het om tyd voor te berei vir die Pinksterweek volgende week, gaan berei jou hart voor God voor. En sê, Here, is ek genuine met jou? Of is ek besig om te vater? Plater. Wat is die woord? Help my. Ek het nou 'n woord gebring, ek weet nie waar se gaan nie. Ek is besig om wind te blaas. En jy sê, wanneer ek weet waar ek staan, ek weet waar God staan. Hey, man. Daar is 'n verskil. Woensdag aan by die bid hier in ons gebed om te na almal gestuur, hoe om vir iemand anders te bid. Het jy dit gekry? Ja. 'n paar keer het dit gekry, maar ek is bly jy het dit gekry. Maar ek hoop julle beoefen hoe om te maak. Want kyk, daar's van jou familie wat nie gered is nie. Daar is van my familie wat nie gered is nie. Maar dit sê nie, okay, hulle is nie gered, hulle is nie gered nie, ciao. Dis nee. As jy begin die Bybel lees, wat gaan van hulle word wat nie die Here ken nie? Hey, come on.
dan moet tog iets hier in jou hart, iets in jou gees begin gebeur en te sê, Here, hulle het U nodig, ek bid dat hulle tot redding sal kom. En Petrus 2:9 sê, maar julle is die uitverkorene geslag. Kan ek julle sien hoe lyk julle? Come on. Ek was op pad soontoe. Toe sê die Here, hy kom nie. Ek stuur vir jou soontoe. Come on, jy kan sê hallelujah, jy kan sê. Ek en my klein sis, ons is 2 kinders, man. Ek is hier, 8, 6, 11, 10. En ons sit daar so, en die man maak hy nodig, en vra waar ek hart op soos 'n maalder vorentoe. Geef my hart vir Jesus. Toe hulle sê die Here is hier, ek sit die man en ek kyk oor ons sê, wat? Because ek het geglo. Toe hulle sê, die Here is hier, Paul sê presies, die Here is in hierdie plek. Nou moet ons kyk, man. Nou moet ons kyk. Nou moet jy wakker wees. Onthou, ons kom uit Rome uit. En daar in Rome praat daar nie van die teenwoordigheid van die Here nie. Dis net die apostole. Dis die apostole wat die hande oplê en mense word gesond, kankers val op die vloer, blinde sien, lammes loop. As iemand siek is en sê, gaan woon, nou woon tyd toe. Hy het 'n swart soet en 'n wit das en wit kouse en swart skoene gedra, 7 days a week. Sy soet was so blind gestryk al, dat jy kon jouself kam en sy soet, so dat hy sy soet geblink. Jy kon voor hom staan en net dat jou hare kam, was so blind, maar hy het die gees van God gehad in sy mond, in sy gedagte. Hy het gedroom oor die Here. Hy het gepraat oor die Here. As jy kom praat hy nie oor wie hy is en karre nie. Hy praat oor die diepte van God. Hy praat nie oor vrouens nie. Hy praat nie oor dit nie. Wat hy het niks maar hy die Here. Maar wat? Die slim mense het hulle uitgedryf. Nou is hulle 'n vrou wat pyn ingestel is in die Here. Sy kan nie eens haar hande opset en prys die Here. Ek is in 'n 5000 sitplek camp en ek sit met my vriend daar. Hy sê, moet net nie sê amen nie, so nie, hulle gooi jou uit nie. Ek sê, wat? Hy sê, moet net nie, jy kan jou hand opsteek tot so kan, moet net nie sê amen en halleluja as hy preek nie. Hulle vat jou uit. Ek sê, dankie broer, I will not be coming back. Seeker sensitive, die opinie van mense oor die woord van God. Omdat daai vrou sê, o Here Jesus, dit sit mense af. Kom ek sê, al kom die mense van die groot kerk af. Ek het groot geword oor die groot kerk. Hulle het verwag, dat gaan iemand daar wees, fyn ingestel. Want hulle het verwag dat by hierdie mense gebeur daar wonderwerkings en tekens. By hierdie mense is daar iets aan hoekom. Want hulle hoor wat sê die woord van God. Want hulle is 'n uitverkorene koninklike geslag, priesterdom. Amen. That's me. Dink jy ek staan vir die Here? Is jy staan vir die Here? Jy kan nie help nie. Hy is binne in jou. Maar julle is uitverkorene geslag. 'n Koninklike priesterdom. Luister, 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry. Om te verkondig die deugde van hom. Wat julle uit die duisternis geroep het. Tot sy wonderbare lig. Oh my goodness. Wat maak jou so opgewonde oor hom? Ek het elke Sondag wag gekry. Ek het elke Sondag, weet? Ek het elke Sondag, behalwe dat ek bedrywig was. Ek het die offerande gelde gevat en ek het my butter sweets gekoop. En dan sit ek en sê, dan moet ons nou offerande doen. Dan gooi ek nie my offerande. En ek het nie in die kerk geglo nie. So ek hou my offerande.
dan sê my ander suster, dan lag hy, jy 'n pak slaag kry. Al die pad huis toe, ek sê vir my ma, hoe by huis, kry 'n pak. Tot die dag, ek was seker so 12, 13, toe sê ek vir my ma, jy is jonger as dit, sê my ma, kom sit hier. Sê, kom ons gaan onderhandelen. Ek los die kerk. En ek gaan net na hierdie kerk. My ma sê, dat sy kyk nie so. Maar kyk, ek was volstreed. Ek was 3 seuns in 1. Ek was 'n 3-in-1. My dag het 5 die oggend begin, ek sluit op vanaand 8 die dag, as ek wil. Maar as ek nog nie wil aansluit, dan gaan ek aan, tot 9. Maar ek het 'n dag volgebring, daar was steeds 'n kort aan 'n dag vir my. Ek maak hom vol. By die oggend tot die aand. Ek maak hom vol. My vriende kon nie eens by, ek het 2 stelle vriende gehad. Ek het 'n stel gehad vir die begin van die dag en 'n stel vir die middag gehad. Maar hulle kon nie by my. So my ma kyk my so diep in my oë. Sy sê, jy weet ek vertrou jou. Ek sê, ja. Daar sê ek my sussie in die kerk. Dis die wonders van die liefde van God in die kerk. Hulle kom haal ons in Pretoria Wes, kom haal van my en my sussie elke Vrydag met ons kerk. Elke Sondagmôre stop ons John Weldon daar. Tel ons op Sondagmôre, Sondag aan die kerk. Dis die kerk wat my hier gekry het vandag. Nie die pastoor nie die ouderlinge nie, die kerk, die mense wat daar sit, hier sit, is die rede hoekom ek vandag hier is. Liefde. Liefde. Hulle ons toegegooi met liefde. Hulle het sulke koeke gebak en jou huis toe genooi om koek te kom eet. Hulle het ons ingevang met wat? Met die salwing van die Here. Die oomblik jy tussen daai mense kom, toe gaan dit nie hoe groot my kop is en hoe skeef is dit en wat is al die goed wat ek tekort het en dat ek uit armoede uitkom. Toe hulle vir my kyk, toe kyk hulle met die liefde van die Here en dis hoekom ek vandag nog in die kerk is. Amen. Die liefde die salwing. Ek sê die dinge want hy maak 'n verklaring. Hy sê van jou, hy sê jy's 'n uitverkorene geslag. Kerk, jy kon vandag iewers anders gewees, maar God het gekies dat hy van jou 'n uitverkorene geslag gaan maak. Hy gaan jou 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk van sy eiendom verkry. God het 'n besluit gemaak en gesê, jy gaan aan my behoort. Amen. Ek het nie besluit nie. Ek gaan hulle sê 'n paar dinge. Hy sê Efesiërs 4:30-32. Hy sê bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle beseël is, tot die dag van die verlossing. Alle bitterheid, woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriende teen al ontferming teenoor mekaar. Geef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Praat die Heilige Gees. Petrus, jy moet baie mooi luister wat ek nou sê. Hy sê, ek gaan weggeneem word, I'm going. Maar julle moet nie uit Jerusalem uitbeweeg, totdat julle nie gevul is met die Heilige Gees. Hy sê, Petrus, luister wat ek sê, moet nie gebind word, sonder jou bekragting van die Heilige Gees. Petrus, ja, julle, ek verstaan dit, nee. Hy gaan na die boonste vertrek met die moeder van Jesus, met Mary Magdalene, met al die disciples, gaan na die boonste vertrek toe. 'n Opdrag is uitgegee. Ek gaan wag. 10 dae, dis ek terug by die 10 dae. Die 10 dae is die voorbereiding van my hart, my denke, my gemoed, my verwagting moet geskep word.
My idee oor wie die Heilige Gees is, kyk, ek het gesien, hy voed 15,000 mense met drie visies en 2 brode, of 2 visies en 3 brode. I saw it. Ek het gesien dat hy die multitude mense gesond maak. Oral waar hy gekom het, het hy almal, I saw it. Ek was daar toe die hemele oopgegaan het en sy gelate het verander en ewe skielik daar's Elia en daar's Moses, die wet en daar's die profete bymekaar. Die praat met die profete saam in een vergadering met die Here Jesus en hy sê as dit is so heerlik die Here, moet ek hitte bou, moet ek 'n plek bou, because dit wat ek nou beleef is something totally different, Here. Kom ek sê vir julle gou iets. As ek en jy Moses gesien het, was ons in elk geval hemel toe. Het skrif. Kan jy imagine die man van vuur sien? Daar in die glory en look. En hier staat Elia. Kom ek vertel jou, jy sal tale gepraat het. Dus die Bijbel beschrijft as 'n man eyes of fire. Kan jy voorstel? Die heerlikheid van Jesus, sy hele kleed verander. En die natuurlike mens begin die bo-natuurlike van God in te kan sien. Can you imagine die toelating wat God sy genade, hy sê, laat hulle kan sien hoe lyk die heerlikheid, kan hulle kan sien dat daar 'n dag gaan kom wanneer hulle liggame verheerlik gaan word en dan saam met my in ewigheid kan wees. En as professore en dokters en leraars in die kerk vandag wat dit nie kan verstaan nie, hulle praat en preek dit weg asof dit nie gaan gebeur nie. Because they're trying to fathom with the wisdom of the mind. Ons kom terug na die Bybel toe. Dit het gebeur, die getuienisse was daar. Petrus sê, moet ons nie hitte nie. Hy sê, Petrus, jy is die prins, come on. Hierdie is 'n oomblik saam met my pa. My Father, he's just showing you the power in his word. Hy wys dat jy die mensdom kan gaan sê, die werklikhede van die Heilige Gees. Kom ek verstaan, ek sien Here, ek sien dit, miskien, sal dit weg. Jy hoor nie Petrus sê, hoor die Here, kom ons praat 'n bietjie oor dit. Hulle het nie woorde gehad nie. Kan jy verstaan in Johannes waar hy sê, as hulle al die dinge moes opskryf wat Jesus gedoen het, sou die volume van die Bybel in proporsie uitgewees het. As hulle alles moet geskryf. Wie weet daar so 'n vers? As hulle alles moet geskryf het. So jy kan aan jouself dink die dinge wat Jesus op die aarde gedoen het. Nou kom hy en hy sê die woorde en hy maak klaar en hy sê die woorde en hy sê vir ons 'n standaard. 'n Standaard vir die Heilige Gees is ophou met lasterend. Ophou met bitterheid, woede, toorn, skreeu. Lasterend moet julle verwyder word. You got to get out of that livestream van woede, bitterheid. Jy moet uitkom, die Heilige Gees is nie gebinde, dit te midde van alle bitterheid, alle woede, toorn, geskreeu, lasterend moet julle verwyder word. Hoekom moet julle verwyder word? Met alle boosheid moet van julle af verwyder word. Slegte praatjies moet verwyder word. Nietige grappe moet verwyder word. Waarom? Uit die Heilige Gees. Nou gaan ons 'n bytjie drink. Nou gaan ons dit doen. Nee, ek gaan nie. Want hierdie tempel behoort aan die Heilige Gees. Amen.
Nou gaan ons 'n paar doppe maak. Nee, ons gaan nie. Ek is 'n kind van die lewende God. Ek dop niks om nie. Ek staan in sy teenwoordigheid 24/7. Die Here bevestig en saaf ons vir 'n tyd soos nou. Ek sê tyd. Hy sê maar, hy wat ons saam met julle bevestig in Christus, het ons gesalf. Hy sê, bevestig in Christus en ons gesalf het, dis God. Wat ons ook beseer het en die Gees as onderpand in ons harte gegee. Come on, church. Daar moet 'n wete wees dat ek aan God behoort en God lewe in my. Daar moet 'n kennis van die mensdom kan sê, ek is 'n kind van die lewende God, man. Ek staan vir dit wat reg is, ek staan regop vir dit wat eerbaar is, ek staan vir dit wat liefde is en dit wat ek staan vir wat Jesus voorstaan. Ek haat wat Jesus haat, ek haat wat God haat, maar ek is lief vir alles wat God lief het. Verkeer mannetjies. Kijk nie. Dan is ek soos die wêreld, dan is ek soos dit. Vertel my suster, 'n insident gebeur daar by ons kompleks. Nou moet hulle al die remotes verander. Nou sê hulle, jy moet 9 by die hek wees, want die ou kom 9 en 9 moet jy jou remote daai. Ek het nou 'n hele hand, ek het nou 5 remotes. Ons is net 2, maar ek het 5 remotes. Maar ek het kinders en so. Hier staan 'n man. Hier staan 'n man. Is kwaad. Hy is kwaad want as 'n man daar met vreeslike vloek en skel en hierdie man sê, maar nou, ek staan op by hier. Ek loop nie daar mense toe en sê, wie wat ek pastoor kan doen. Ek staan nie daar, wacht met hulle wat klaar praat, ek vraag my ja, die doen. Sê maar die dames, gaan julle eerste hier draai na my. Wat sê jy oor hierdie saak? Ek sê, ek is so bly jy gevra. Hy sê, hy nou so. Ek sê, want ek gaan nie trek oor daai een gesin. Ek bid hom weg. Hy sê, bid hom weg. Ek sê, ja. En ek hou aan voor my kyk. Maar hierdie ou is so lekker. Hy staan daar met dwars. Hoe is so dat vertel my nou hoe hy dit sê, pak sy klere en geskreeuw na 'n dorp. Hy werk op die myn. Die myn gaan vir hom kwaad wees, hy het die karakter. Dis ek hom so swak gedra. He's got no personality. Hy's 'n leeuprikkie. Hy sê, as ek nou 'n paar jonge was, sê ek gaan op voete. Dis dan jy nie tronk en hy loop nog in sploeg. Ja, lang rukkie sê ek hom, hy sê my vriend, kry vrede in jou hart. Ek staan. 2 keer van daai dag was hy man by my huis. Kom kyk nie eers. Hy sê, jy het hier, soos ons op pad kerk. Ek sê, jy verkeerde tyd kom, kom gou in. Ek hoor, jy is 'n pastoor. Ek sê, jy het reg gehoor. Hy sê, waar is julle kerk? Ek sê, Astor Beach. Waar is dit? Ek sê, langs Potchips. Ek kom na julle kerk. Dis reg. Toe my suster nou daar is, toe kom hy weer verby, maar hierdie keer kom hy in, met sy vrou. Hy kom sit. Sê vir hom, koel drank, is klaar met hom. Ek het nog nie een oomblik oor die Here met hom gepraat. Net liefde aan hom, maar die salwing van die Here. Die salwing van die Here is opmerkbaar. Die moment wat jy praat dat Jesus kan die bo-natuurlike dinge doen. Die Here kan en die Here wil. Ek sê vir jou, die Here wag vir jou. Kyk, almal kan sien wie wees man.
Dis geen kus om 'n CT te wees. Jy hoef nie eens papiere te kry. Gedraai jou net so, jy is so. Ek kan ook nie grootste vloeker wees van al die taxi's en hulle skel en dit. Of ek kan pad gee en sê, ry my broer, dan gaan jy. Of my klein sussie na Cherry, wat met dat donkerbril nis kan sien nie, en sy ry 40. Ek klim op by Cherry en sê, hey Cherry! Ek weet nie kom af julle sien ook die Cherry. Cherry! Is er nie middel? Jy staan by die verkeerslig en dit is af. Dit beteken die eerste ou wat kom is die eerste ou wat ry. Hulle kom daar sit sy 6 stelle. Mense ry sy nie. Wat sê dan, license gekoop by Checkers. Hoe dan betaal vir? Nou weet sy nie, hoe lang moet jy sit by 'n liggie wat af is? Hulle weet nie wat gebeur by 'n lig wat flash nie. As jy kom by 'n lig wat flash, jy trap prik. Jou keuse is om te sê, release. En die laaste plaas sê die Here, sal mense omkom met hart. Hulle harte sal hulle beswyk. Want dit is die grootste gawe vir release om in tale te praat. Ek bid een aand, ek het julle gesê, ek maak klaar. Ek bid klaar. En ek kan nie konsentreer nie, man. As ek begin het bid, dan is my verstand, wat jy julle gesê, vir my bid, but I can't concentrate. Veral nou my operasie, I can't concentrate. En ek sê vir die Here, en die Here het gesê, maar hoekom praat jy so praat papa weet wat jy sê. En hy release die praat en is daar geen meer probleme, hoe lang en wat lang dit is. Ek word bevreed, my gees word bevreed, deur wat? Omdat ek bereid is om in tale te kan praat. Nou kom jy met jou in die kerk en sê, maar pastoor, as jy tale praat, moet jy uitleg van tale gee. Nee, dis nie wat hy sê nie, lees jou Bybel. Hy sê, hy moet in taal praat, wat doen hy? Hy wat? Nee, dis profeteer. Kom kyk julle boodjie. Hy wat in 'n taal praat nie met God nie, maar gestig homself. Hy wat profeteer, stig die gemeente. Hy wat tale en uitleg te bring, stig die gemeente. Let's get the balance. Wat sê die woord? En die weet wat voor lê, die wat belangstel. Ek wil sê, ek sê nie om lelik te wees nie. Ek wil vir jou sê, as jy belangstel in die Heilige Gees en sy gawes, kom Woensdag aan, kom Donderdag aan, kom Vrydag aan. Ek sal tyd met jou spandeer, sodat jy kan verstaan wat sê die woord van God oor die dooping van die Heilige Gees. Come on. Dis tyd dat die kerk lewe kry. My vers is in Johannes 6:44 wat sê, niemand kom na my toe nie, as die Vader my gestuur het om nie te kry. John 6:44. Niemand kom na die Vader behalwe as die Gees van God om nie te kry. Vanmôre is jy bewus van die teenwoordigheid, vanmôre is jy bewus van wie hy is. Jy voel in jou hart, die Here sê, hier is die pad. Hou op anker gooi en begin in te gee na die woord, die stem van die Here wat jou roep. Jy skop nie die prikkels, jy skop dit. Jy sal skop tot jy graad 1 geskryf het. En wanneer jy graad 1 klaar geskryf het, sal jy gaan na graad 2 toe. Maar jy sal bly waar jy is, totdat jy die gehoor aan die Here gegee het.
Vader, ek dank U vanmôre vir U woord. Ek dank U, Here, U woord is die waarheid. En waar die waarheid is daar lewe en daar's lig. Dankie Here, ons hoef nie te kompeteer met iemand anders of met iemand anders. Ons kan net op U oorgee vanmôre. Daar is soveel vrae oor die persoon die Heilige Gees. Oor die salwing, oor die teenwoordigheid. Dat Here, dat U vanmôre 'n losmaking sal bring dat ons verstaan. En Here, ek bestraf daai gees wat weerstand. Ek bestraf daai gees wat dwaaling wil bring en nie die woord van God kan verstaan. Die krag van denke oor die geestelike realm. Oor ek bid vanmôre. En sê, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom nou in elke mens se lewe. Dat Here, dat ons respek sal hê vir die Heilige Gees teenwoordigheid. Dat ons 'n respek sal hê vir sy beweging, sy aanraking, sy wonderwerke, die dinge wat hy doen, Here, ons respek sal hê daarvoor. Dat ons op hom sal wag. In die wonderlike naam van Jesus. Here, kom doen dit in die week wat voor lê. Berei die harte van U kinders dat hulle sal kan hoor en sal kan beleef. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. 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 Baie dankie, loof die Here. Jy sal vind daar's nie musiek wat speel binne. Yes. Wie getuig? Ek wil vir jou weet. Check what two. Check. Work on. Check. Hyperlog. Check. Ek staan hier nou voor julle as 'n vrou wat moes oorlede gewees het 2-3 weke terug. Ek het die Sondag Saterdag kuier en by my en sy sê your voice is slurry. Sy sê to your voice is slurry, what is the matter? I said, I don't know, maybe it's a reflection of the tongue. 'n Sondag toe kan ek glad nie praat nie. Toe was Kooskerk alleen en ek het in bed gelê. En ek kan nie my gedagtes agter mekaar kry nie. Ek sê altyd Onse Vader, elke dag in my lewe. En ook die Psalm 23. Ek kon nie eers onthou waarmee begin die Onse Vader nie. Maandagmôre besluit ons om vir my hospitaal toe te neem. En daar het hulle allerlei toetse gedoen en die kere gegaan en uiteindelik vir my spraakterapeut gestuur om my nou te help praat en ek kon nie, ek het my skouers opgetrek en Koos sê ek glad nie reageer op die physician die internis sy vra en sê maak so, ek het net gestaan. Aangekom maandag, toe bring 'n vriendin van my besoek kyk, bring sy salfolie en sy sê ek gaan salf vir jou bid en sy gee vir my die olie. En Dinsdagmôre toe kom besoek pastoor en dis my en hulle was baie geskok hoe ek gelyk het, hulle het nie gedink ek lyk goed nie. En pastoor lê die hande op my en hy bid vir my en dit is toe hulle weg is, toe kan ek 'n enkele woord sê. Toe kan ek sê ja of nee, 'n klein bietjie praat. En Dinsdag toe salf ek myself weer en ek sê die preek wat pastoor gebid het, die gebed bid ek oor.
En daar begin ek praat. Woensdag, toe begin ek meer woorde sê. En hier kom die spraakterapeut weer, want sy is baie Engels. En sy sê vir my, I'm going to, what would you like to say? If I teach you something, ek sê, ek wil die Onse Vader sê. Sy sê, goed, en sy vat haar voetjie en sy kom, sy sê, Our Father, ek sê, nee, ek wil nie Our Father, ek wil Onse Vader. Nou hierdie arme Engelse vrou het al borsdag gesukkel, maar sy het voortgestrompel met die Onse Vader, die derde keer toe sê, wil jy stop 'n bietjie? Ek was 40 jaar onderwyser in die stop 'n bietjie, kom ek leer kan. Toe moet sy my volg. 3 keer het sy vir my gesê, toe kan ek die volle Onse Vader opsê. Ek ken Psalm 23 en ek besef hier is 'n wonderwerk. En sy sê ook so. En toe kom Jeanette Kuijer vir my en sy toe kom die internis en hy kom vertel my dat ek definitief beroerte gehad het en dat, ja, en hy sê toe, dit is 'n wonderwerk. Hy kyk die papiere en hy kyk dit weer en ons almal sit vir hom kyk, want wat kyk hy daar binne? En hy sê, hy kan dit glo nie, hy net weer kom kyk of hy nie 'n mistake gemaak het nie, want hierdie is 'n wonderwerk en dit is 'n ideologie. En ons sê vir hom, ja, dit is net die Here se wonderwerk. En hy sê, yes, only God. En hy het ons net so gekyk en gesê, Marita moes nie, hy kan nie glo, Marita kan praat, of sy kan sit, of wat sy kan doen. Ja. En haar kind het gekom en vir haar kom kuier siek, maar toe sy die kind kom, toe sy Marita weer gesond. Ja, dus my gesig reg en alles. Dit was die Dr. Majaraat wat gesê het, it was a miracle. Ek wil net vir julle sê, dat dit is 'n wonderwerk wat in hierdie gemeente plaasgevind het. Gemeentelede het gebid. En ek is oor my dierbare tyd, ek word 80 in Augustus. Kyk, ek kom maar gaan, ek sê die dokter Majaraat. Ja. Die Here het vir Marita bespaar, want sy bid vir ons almal. Ja. Yes, sy is die bidder en sy weet dat ons. In hy geval daar met die Ja, maar dit is logies dat mens, maar dit is tyd om te gaan. Nee, ek gaan nie. Maar jy is 80 nie. En ek sê nie dat ek is opgewonde. My life is in the hands of the Lord and I'm excited about it. Halleluja. Sal jy glo iemand sê in die gemeente uit 'n geval aan? Mense. Can you imagine ek het 'n geval daar? Nee. Ek wil aangaan totdat. Ek weet die 80 sal ek dat julle hier. Ja. Halleluja. Nog iemand vertel. Mary, kom staan nie. Dan nog mense wat hande op regging wil hê vir siekte in jou liggaam. Kom. Ek weet dis die einde van die diens. Broken spleen. God can heal. Thank you, dear. Ek was vandag die hele week daarvoor, ek gaan nie nou weer nie. Okay. Ek bring vir jou genesing in die naam van Jesus. Die God wat aanraak, die God wat genees, is jou God. En hy bring 'n perfecte spleen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallo, sister. Hoe gaan het met jou?
Lê my hande op, wat is jou versoek van my? Okay, I bind it, for the spirit of darkness to go. Loose and go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baby, I bring healing to you right now in the name of Jesus. Total healing to your body. Total healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. By your power, Lord, you are the healer. You do it for more in the name of Jesus. En God al die eer, al die lof, al die aanbidding in Jesus. Amen. Will you know you'll be touched? Can you see me? Am I handsome? Your eyes are good. Your eyes are good. Then your eyes are good. I just bring you Kuma Genesing. I was watching you stand. Okay. Okay. And again, I was watching you stand. Thank you for the strength to return. Yes. All strength will return to your body. In the name of Jesus. All strength will return to you. In the name of Jesus. And Lord, every praise belongs to you. Every praise belongs to you. Thank you, man of God. Thank you, Lord, in the strength we need you. In the name of Jesus. My brother said to me, het ons jou al voorgestel? Wanneer was het? Het ons? Oké. Ek bietjie die mekaar. Louise, het ek julle al goed? Is jy voorgestel? Kom ons staan saam, kom ons maak klaar. Vrywillig wil ek aan u offer. Vrywillig wil ek aan u offer. Ek wil u naam, o Here, loof, want u is goed. Amen. Ek herhaal dit. Vrywillig wil ek aan u offer. Ek wil u naam, o Here, loof, want u is goed. Amen. Dankie Here vir elke offer, dankie Here vir elke tiende. Dankie Here vir elke mens wat bylaat, wat offer bring en help in die huis van God en doen in die huis van God. Ons kom bring u verering, ons kom bring u dankbaarheid, ons kom bring u al die ere, Here, want u is vir ons goed. U is ons God en u is ons Vader en ons loof u en ons prys u. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns. Dankie Here dat elke gesin, elke mens 'n besoek sal kry van u goedheid, want u is net goed. En alleen wil ons u al die eer en lof bring in Jesus naam. Amen. En amen. U is welkom om te kom en jou offers bring, soos wat ons geleer is om ons offers en tiendes te bring na die huis van die Here, na die skatkamers van die Here, om hom te eer en te loof en te prys. Amen. Hoe gaan het? Goed.
wil graag net voor ons afsluit net sê, vanaand om 5 uur het ons 'n lofprysingsdiens waar ons kom om die Here te eer met sang en bediening. Ek het by die groep gevra om voor te berei vir vanaand, sodat ons nie elke dag 'n preek gaan hê nie, maar dat die week is daar baie preke wat gaan voorlê, met die Pinksterdienste. So kom ons kom by mekaar vanaand om 5 uur. En voor dit donker word as jy weer by die huis. Halleluja. Ons gaan, want jy weet ons die pastoor preek so lank dat die donker eintlik kan preek. Maar nee, kom luister vanaand, kom ons bring 'n getuienis, kom ons loop die Here met iets wat ons bring uit ons harte uit, om ons koning en ons Here te vereer vir sy goedheid en sy guns. Amen. Nou kom ons staan saam, laat dit hy, wie ons afsluit nie asseblief man. Kom ons staan saam en loop die koning. Ek hoor die jeug het 'n uitmuntende aangehad met jou kinders. Jou kinders? 17. Ons het 17 kinders gehad van next to nothing. Kom ons loop die Here en sê ja, ons is trots op jong mense, met ons jong groep, dat die Here hulle sal seën, dat die Here sal ryk. So ook by die sonnaarskool, so ook by die gemeente, maar goedheid en guns oor ons wees. Amen. Amen. Ek kan kruip weg soos ek wil die pastoor kry. Amen. Jy is nou nader. Amen. Prys die Here. Here, wat 'n voorreg om vanmôre in die huis te wees. Net om weer eens te kom besef die liefde wat U vir die mense het. Thank you, Lord. Here, liefde so groot dat U seun gegee het. Die Heilige Gees gestuur het, Here, sodat ons 'n verhouding 24/7 met U kan hê. En ons eer U vanmôre vir daardie voorreg. Dankie dat daardie woord uitkom, dat dit in ons harte sal vasslaan in hierdie week, dat ons dit sal oordink, Here. Ek wil bid, die Pinksterdienste wat kom hierdie week, Here, laat U salwing kom. Daai salwing wat die juk breek, hierdie plek sal vul in die naam van Jesus. Ons eer U vir daardie voorreg, Here, om U te ken en deel van U te wees. En ek bid, Here, dat hierdie week saam met ons sal gaan, elkeen wat hier sit sal vrywaar van skade, en dat U hand oor ons sal hou in Jesus magtige naam. Amen en amen. Amen. Baie dankie, Dave. Die Here seën U ryklik.